Familie, vandag vier ons Paasondag. En soos Gail nou gesê het, ons sê vir mekaar en ons vier die graf is leeg. En hierdie jaar, soos ek hierdie stelling bedink en hierdie woorde bedink, die graf is leeg, staan ek stil by die woord leeg. Dis asof die Here my aandag daarop fokus. Ek elke keer voor Paasseisoen gaan lees ek weer deur die evangelie en spesifiek hierdie Jesus se journey na die kruis en die graf, en ek gaan lees die disippels se ervarings. En hierdie jaar fokus die Here net my aandag op hierdie woord leeg. Die graf is leeg, leeg, leeg. En soos ek gaan lees hulle ervaring met die leeg graf, gee die Here my 'n woord oor hierdie woordjie en die konsep van leeg. En ek wonder of jy weet dat toe Jesus daai Sondag opstaan en die disippels kom by sy graf en hulle vind sy graf leeg, het hulle nie geselebreit nie. Hulle het nie gevier nie, hulle het nie gevoel, die Here, wow, die Here is besig, hy het opgestaan en hy is besig om van ons lewens 'n meesterstuk te maak nie. Inteendeel, hulle was geskok gewees. En dit was 'n skok van ongeloof. Hulle het gevoel, alles val nou net verder uit mekaar uit. Maria Magdalena, sy was die eerste disipel, 'n baie toegewyde, radikaal toegewyde disipel van Jesus. Die laaste 3 jaar van sy lewe, van sy bediening. Sy is die eerste een wat by die graf aankom. En soos sy daar by die graf aankom en sy vind die graf leeg, sien ons dat sy is getraumatiseerd. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Die Bybel sê in Johannes 20 vers 11, maar Maria het buite die graf bly staan en huil. In die volgende versie het dit eintlik gesê, sy het weer ingekyk om te sien, het ek nie 'n fout gemaak nie? En dit sê, sy het net daar bly staan en huil. Hier is God besig om die grootste wonderwerk nog ooit te doen in die geskiedenis en wat ooit sal wees. Hy oorwin die dood en hy is besig om met haar lewe en al die disippels 'n amazing wonderwerk te doen. Hy is besig om 'n amazing meesterstuk te maak. En hulle is deel, dink net aan die voorreg daarvan om deel te kon wees van hierdie hoofstuk van God se storie. Om te kan sê, ek was daar toe God aarde toe gekom het en toe hy gekruisig is en toe hy die dood oorwin het. Sy het hom fisies gesien, sy het saam met hom gejourney, sy het hom gehelp, sy het gehoor hoe hy haar leer van alles wat hy gemaak het, van alles wat hy gedoen het, van alles wat hy nou besig is om te doen en wat hy nog gaan doen. En hier kom sy vind die graf leeg en sy is traumatized. Hoekom is dit so? Want sy en die ander disippels het nog nie geweet, hulle het nie verstaan. Jesus het hulle geleer, maar hulle het nie verstaan dat hy sou sterf en dat hy sou opstaan nie. So hulle het nie geglo en was nie voorbereid vir hierdie idee van die opstanding nie. Hulle het God vir 3 jaar nou fisies by hulle gehad het en hulle het geglo die Messias gaan fisies kom en dan gaan hy fisies hulle land en die wêreld kom uitsorteer en beter maak. En toe hulle nou vir 3 jaar saam met God journey op aarde en hulle sien hom en hoor hom en vat aan hom, toes dit hulle begeerte. Hier is haar begeerte, sy wil hom fisies sien, sy wil hom fisies hoor, maar al wat sy kry is 'n fisiese leeg graf. En sy encounter hier fisiese leegheid. En ek wil vir 'n oomblik hier stop en net gou, ek wil jou vra dat ons net gou relate met haar issue, met leegheid. En kom ons wees gou eerlik, ek en jy, leegheid oor die algemeen is vir my en jou ook nie iets goed of lekker nie. Vra die ou wie se bankrekening leeg is. Of leegheid vir hom lekker is. Vra die ouers wie leë stoele om hulle etenstafel het. Want kinders kan nie meer of wil nie meer saam met hulle daar sit nie, so as hulle in die aand daar sit, dan is daai stoele leeg. Vra die boemelaar langs die straat wie se maag leeg is. Of hy hou van
leegheid. Vra mense wie 'n leegheid in hulle huwelik ervaar, of mense wat doelloosheid ervaar, so daar's 'n innerlike leegheid. In die fisiese staan hulle op en werk hard, maar dit is net asof hulle nêrens kom nie, en in die binnekant is daar 'n leegheid. Of wat van die paartjie wat 'n kamer het in die huis, en die kot is daar, maar hy's leeg, want hulle sou die kind gehad het, maar hulle het hom nie meer nie. Of wat van die gesin wat 'n kamer het in die huis, wat hulle verbyloop, en die kamer het 'n leë plek, want hulle het 'n geliefde afgestaan aan die dood. Ek het my kinders gevra om hierdie 34 net daar te los, want soos ek hierdie voorberei, kom my skoonma gister daar na ons huis toe, en sy sê vir my Vrydag toe sy gaan om hierdie 34 op te blaas, is sy nou daar en sy blaas die 34 op, en daar's 'n ander vroutjie wat ook saam met haar 'n 29 opblaas, en sy neem toe maar aan. Dus ons is celebrate a birthday, hulle celebrate a birthday, en soos sy uitstap sê sy vir die vroutjie, geniet julle birthday. En die vroutjie sê toe vir haar, dis nie 'n verjaarsdag nie, dis 'n begrafnis. Van haar seun, wat 29 sou word. En dis baie hartseer, maar dis eintlik amazing, soos ek my skoonma vertel, ek is nou net besig met hierdie ding, kan ek hierdie storie vertel, en sy sê toe vir my, wat ons praat toe oor leeg, en sy sê vir my, haar woorde aan hierdie vrou, sy's eers verstar, staan daar, weet nie wat om te doen nie, want wat sê jy in daai oomblik, wat kan jy sê? En sy loop net na haar toe, en sy druk haar, en sy sê vir haar, jy het nou 'n leë plek, wat net die Here kan vul, mag die Here dit vir jou vul. Leeg. Leegheid en leemte kom in verskeie forme in almal van ons lewens voor, né? En as ons eerlik is, in tye van leegheid, is dit moeilik. Dit is moeilik om te vertrou dat die Here besig is om van my lewe 'n meesterstuk te maak. Want ons ook, ons wil sien hoe goed hier verander, en ons het ook 'n prentjie en 'n begeerte van wat ons wil hê moet verander en hoe ons wil hê dit moet verander, en as dit nie doen nie, en daai tyd wat dit nog leeg is, dan is dit regtig moeilik om te vertrou dat die Here is hier, en dat die Here besig is met my lewe, never mind om te glo dat hy besig is om van dit 'n meesterstuk te maak. En hier is die disippels, dis vir hulle moeilik. Hulle glo nie. Hulle dink iemand het nou maar net sy liggaam gevat. En Jesus, en dis wat ek love van Jesus, wat mens sien in die evangelie, in hierdie moment, hy het soveel compassion. Hy ontmoet elke mens waar hy is. En hy gaan na die disippels toe, en hy verskyn fisies aan hulle. Want hy het deernis, en hy besef, hulle verstaan nie. En hy gaan verskyn fisies aan hulle. Aan Maria, aan Thomas, en die ander disippels. Maar wanneer hy aan hulle verskyn, en hier kom 'n challenge vir ons, en 'n uitnodiging vir elkeen van ons, sê hy vir hulle iets, en 'n verwagting wat hy het van ons, en veral ons, wat sou lewe na hy terug opgevaar het hemel toe. En hy sê hierdie woorde in Johannes 20 vers 29, gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en tog glo. Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, gelukkig, in die ander vertaling is dit geseënd, blessed are those. Gelukkig is mense, wat leemtes ervaar, en hulle sien nie die uitkoms nie, sien nie die antwoord nie, en hulle sien my nie werk nie, hulle sien nie die fisiese leegheid, maar hulle vertrou in my. Jesus sê, daar sal tye wees in jou lewe, waar jy gaan leegheid ervaar, in watter ook al vorm, en jy gaan nie sien hoe ek hier is en besig is nie, maar jy moet vertrou, omdat die graf leeg is ek hier, en is ek besig agter die skerms, om te werk, dat alles ten goeie meewerk, vir jou en vir my groter storie, jy moet vertrou. Vertrou. In 'n huwelik is dit belangrik, in 'n besigheidsvennootskap is dit belangrik,
In ons verhouding met Jesus is dit belangrik om te vertrou. En vertroue word gereeld deur die duiwel aangeval, nes in 'n huwelik, net so in jou verhouding met Jesus. En is iets wat jy gereeld moet kies om jou lewe in sy hande te plaas. Kies om te vertrou. En is amper vir my asof Jesus hier sê, want hy praat mos nou maar van mense wat hom nie gaan sien nie. Hy praat van ons. Gelukkig is hierdie mense wat in die tyd geleef en ek is nie meer daar, hulle gaan my nie fisies sien nie, maar tog glo hulle. En is amper asof hy sê, al gaan mense in die toekoms meer kennis hê. Ek meen, ons sit hier vandag en ons het die bird's eye view, ons sien wat hy gedoen het, ons sien hy het gesterf, ons sien die profeseë, ons sien hy moes opstaan uit die dood, ons weet hy is nou by die Vader en saam met die Heilige Gees, in die Gees is hy hier en werk hy agter die skerms, ons het daai kennis, maar geloof familie is nie net kennis nie. Dis nie net kennis om te weet wat hy gedoen het nie. Dis geloof, die vraag om geloof kom neer op vertroue. Dit kom neer op, vertrou jy dat in jou leegheid nou in hierdie seisoen van jou lewe, dat hy hier is en dat hy besig is om te werk agter die skerm. Soveel so, dat jy jou lewe nog na hom toe bring, dat jy met hom praat, dat jy uit sy woord uit leer, dat jy wil hoor van hom, dat jy luister sensitief vir die Heilige Gees, om met jou te praat en jou te lei, dat jy hom nog steeds aanbid met dankbaarheid. Jesus sê, as jy dit doen, as jy my vertrou, al sien jy my nie in jou leegheid, dat ek met dit besig is, omdat jy na die leë graf kyk en jy glo ek is hier en ek is besig, dan sal jy geseënd wees en familie, kan ek vir jou sê, die duiwel wil daai seën by jou kom steel. Die duiwel probeer elke dag om daai seën by jou te steel, en weet jy wat wil die duiwel nie doen nie? Hy wil nie hê ek moet sê ek glo nie meer in die Here nie. Hy weet, man, hierdie mense het groot geword in 'n kultuur wat godsdienstig is. Hulle glo in die Here. Dit maak nie eens vir hom saak of ek sê ek glo in die Here of nie. Want daar's hoeveel mense, ek wil sê die meerderheid hier buite, wat glo in die Here, maar hulle hoor hom nie. Hulle sien hom nie. Hulle ervaar nie sy werking in hulle lewe nie. Weet jy hoekom? Want hulle vertrou hom nie meer nie. Want die duiwel het soos die slang gekom en gesit op hulle skouer en gefluister, jy kan nie die Here vertrou nie. Jy kan nie die Here vertrou nie. Glo in hom, dis fyn. Kry jou kaartjie, gaan hemel toe eendag, maar terwyl jy hier is, moet jy goed in jou eie hande neem, want jy kan nie die Here vertrou nie. Die duiwel kom en hy sê, die Here is nie betroubaar nie. Hy maak al hierdie groot beloftes. Kyk wat het daar in die Bybel gebeur, die see het oopgegaan, al hierdie wonderwerke. Hoekom gebeur dit nie in jou lewe nie? Hy is nie betroubaar nie. Jy gaan self beheer moet vat van jou lewe en dis daar familie. Wanneer daai leuns kom om ons vertroue in die Here te steel, wat ek het moet teenstaan met die woord en sê, omdat die graf leeg is, weet ek, bevestig dit vir my, dat die Here betroubaar is. Want hy duisende jare voor hy Jesus gestuur het, geprofeteer, deur die profete gesê, dis wat hy gaan doen. En Jesus self het gesê, Johannes 2 vers 19, hy het self gesê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Hulle het nie verstaan wat hy bedoel nie, hulle dog hy praat van die fisiese tempel, hy het gepraat van sy liggaam. Hy het self gesê, dis wat ek gaan doen, en hy het dit gedoen. En daar sê ons, moet ons onsself herinner en ander mense herinner, die Here doen wat hy sê. Die Here is betroubaar. Ek kan hom vertrou met my lewe. En al sien ek hom nie, al ervaar ek hierdie leemte, al verstaan ek nie hoe hy werk of wanneer gaan hy hierdie goed uitsorteer nie, moet ek vertrou in sy hart en moet ek vertrou in sy wil. En kan ek vir jou dit sê, hoor mooi. As jy nie rus vind in die wil van die Here nie, al verstaan jy dit nie. As jy nie rus vind daarin nie, sal jy nooit rus hê nie. Nooit nie. Mense wat nie rus in die wil van die Here om te glo, die Here is hier en hy is besig om te werk en ek vind my, ek berus daarby. Mense wat nie berus by die wil en die hand van die Here nie, het nooit rus nie. Hoekom nie? Want hulle voel hulle moet altyd in beheer vat, want hulle sal dit nie met hulle mond sê nie, maar eintlik vertrou hulle nie die Here nie. Die Here is nie besig om te werk nie. Hoekom sien ek niks nie? As ek die Here was, dan sou ek dit en dit, Bruce Almighty, dan sou ek die al lankal so gedoen het. En hulle met arrogansie eintlik sê ons, as die Here net doen wat ek vir hom sê, sal alles beter gaan in die wêreld.
In nederigheid moet ons berus by die wil van die Here. Al het ek leemtes verklaar, omdat die graf leeg is, bevestig dit vir my, die Here is betroubaar. Hy sal doen wat hy sê, en elke belofte in sy woord, dit is geldig, en hy is getrou. Die duiwel kom, en hy sê vir my, okay, maar weet jy wat, die Here wil nie jou help nie. Die Here wil nie jou help nie. Hy kan goed doen, maar hy wil dit nie vir jou doen nie, want kyk hoe hy sonde in jou lewe. Kyk hoe mors jy op. Weer en weer en weer en weer. Hoeveel keer het jy nou al gesê, jy gaan nie weer dit doen? Kyk na jou hart, kyk na jou gedagtes. Al sien niemand dit nie, die Here sien daai gedagtes. Daai wat jy net nou gedink het. En daarom los hy jou alleen, en jy moet maar eers jou lewe uitsorteer. Hy kom met hierdie leuns. Omdat die graf leeg is, hoor wat sê Romeine 4 vers 25 vir ons. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer, en hy is opgewek. Hoekom? Sodat ons vrygespreek kan word. Dit beteken, omdat die graf leeg is die prys vir sonde volkome betaal. Met ander woorde, ek kom nie in die teenwoordigheid van die Here in met my lewe op grond van my goedheid nie, maar op grond van sy goedheid, sy offer en sy opstanding. Die feit dat die graf leeg is, sê vir ons dat die Here het die offer aanvaar. Amen. Die Here het die lam aanvaar wat geslag is vir my sonde. En ek wil dit vir jou so sê. Die Here het met Jesus aan die kruis, hy het Jesus aan die kruis behandel, asof hy jou lewe geleef het. Die Here het Jesus aan die kruis behandel klaar, asof hy jou lewe geleef het, sodat hy jou nou kan behandel asof jy sy lewe geleef het. En daarom gaan ons nou met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van die Here in. Soveel mense is bang om met die Here te praat oor hulle sonde. Hulle dink, hulle het hierdie beeld van God dat hy teleurgesteld is in hulle. En hulle dink dan, soos die duiwel hier fluister, ek moet eers 'n paar goed gaan uitsorteer, dat hy eers weer 'n glimlag op sy gesig kry, want ek's nou bang om na my pa toe te gaan in die kamer. En so kom steel die duiwel van ons. Ons moet met vrymoedigheid in die binnekamer ingaan, met die weet dat die prys is volkome betaal, ek is vrygespreek, ek kan nou kom sit by die Vader, juis moet ek kom sit by die Vader met my sonde, met my merke, en slegs as ek dit doen, kan hy van my lewe 'n meesterstuk maak. As ek nie my gemors vir die Here bring nie, wat bring ek vir hom? Dis hoekom hy gesterf het vir my, want hy erken ons het gemors, en hy wil nou met dit deel, maar hy deel nou met dit, met al sy genade en sagmoedigheid, nooi hy my uit en sê, kom sit by my. Ek vergewe jou, ek help jou, en ek wil dit doen. Moenie luister vir die vyand wat sê ek wil nie. Ek wil, dis hoekom ek gesterf het vir jou. Dis hoekom ek die dood oorwin het vir jou. Ek dink in 'n ander kant kom die duiwel na ons toe, en hy kom sê vir ons, die Here kan nie. Hy wil, en hy kon, maar hy kan nie meer jou lewe uitsorteer nie. Hy kan nie van jou lewe 'n meesterstuk maak nie. Kyk hoe gemors is dit. Kyk na die gebrokenheid in jou lewe, in die wêreld. I mean, it's too far gone. Hy kan dit nie meer nie. Hy wil regtig graag, maar sorry, daai kite het gevlieg. Hy kan dit nie meer doen nie. En is dan wanneer ons vir die duiwel moet sê, Romeine 8 vers 28, ons weet, lees dit saam met my, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wie hom liefhet. Nie vir die wie perfek lewe nie, nie vir die wie perfekte lewetjies het nie. Hoekom moet hy alles laat meewerk? Want deel van ons alles is 'n gemors, is gebrokenheid, is moeilike situasies, is ons leegheid. En ons moet glo, hy laat alles ten goeie meewerk vir die wie hom lief het. Ek moet hom net lief hê en my lewe vir hom bring. En hy kan dit doen. Hy kan jou lewe uitsorteer. Hy kan alles ten goeie laat meewerk. En hoe weet ek dit? Omdat die graf leeg is. Die feit dat hy die dood oorwin het, sê hy kan enigiets oorwin. Die probleme in jou lewe wat jy voel is so groot, dis nie vir die Here so groot nie.
Enige iets wat oorwin moet word, hy kan dit oorwin. Ek dink iets wat hy gebruik in hierdie opsig, is die dood. Want die dood maak regtig seer. Ek dink is die ding wat die seerste maak. Al weet ons Jesus het die dood oorwin. Kom ons wees net gou eerlik, it hurts. As ons die dood in die gesig staar, as geliefdes om ons sterf, dis die seerste seer terwyl ons hier op aarde is. En ek dink in daai tye, dan kom drukke in daai wond en sê vir jou, kan jy sien, die Here gee nie om oor julle nie. Kan jy sien, die Here het nie die dood oorwin nie, want hoekom gaan mense nog dood? En hy kom met al hierdie leuns en hy bombardeer ons en druk op daai wond, sodat ek nie in die Here moet vertrou nie. Maar dis juis, en daar's soveel beautiful skrifte oor hierdie, sulke lang skrifte, wat ek net nie nou hier kan lees nie, want ons het nie die tyd saam nie. Maar ek wil vir jou gaan sê, gaan lees 1 Petrus 1. Gaan lees 1 Tessalonisense 4, die hele een. En sien hoe die Here praat oor die dood en die lewe na die dood. En ek wil net vir jou 'n stukkie lees uit 1 Tessalonisense 4 vers 14 en vers 18. Hy begin hierdie stuk eintlik aan sê, julle moenie onkundig wees, soos die ongelowiges nie, soos mense wat nie hoop het nie. Dan sê hy, ons, wat in die Here glo, ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook, dat God saam met Jesus, die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. En dan in vers 18, dan sê hy, troos mekaar dan met hierdie woorde. Troos mekaar met hierdie woorde. Die ontslapenis, die wat oorlede is, nes God Jesus opgewek het, en hom na hom toe gevat het, net so sal hy almal wat sterf, opwek en na hom toe bring. En is my een van die mooiste goed, want as jy verder lees, dan sien jy, hy sê vir hulle, ons gaan eendag almal saam wees. Ons wat in Christus is, ons gaan mekaar weer sien. En is my een van die mooiste beloftes in die evangelie, is die feit dat God vir geliefdes sê, ons gaan mekaar eendag weer sien. En die Vader verstaan iets van daai verlange, want hy moes sy seun, dink daaraan, God moes sy seun vir 33 jaar verloor. Vir 33 jaar kon hy hom nie 'n hart gee soos hy wil nie. Moes hy verlang om hom terug te hê by hom, soos hy by hom was. En toe hy hom terug het by hom, vat hy hom weer in daar. En hy's weer saam met hom. En net so, ken die Here daai verlange, en net so wil hy ons bless, met daai reunie, en daai blydskap, en sê hy, moenie onkundig wees nie, moenie ongelowig raak nie, die Here gaan vir jou hierdie blessing gee, hy's besig om 'n plek voor te berei vir almal van ons, daarom, juis, moenie opgee nie, want net as ons die Here voluit saam dien, gaan ons mekaar eendag weer sien. Ek kan nie in Christus wees, maar dink, ons gaan almal mekaar weer sien nie. Julle weet, by begrafnisse word die meeste leuns vertel. Mens wil nie lelik wees nie. Maar dit is nie waar as jy by elke liewe begrafnis sê, ons sal hom weer sien, of ons sal haar weer sien nie. As hulle in Christus was, as die gesin Jesus aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker, en hulle het geleef asof die graf leeg is, ja. Maar nie almal nie. Soveel te meer is dit vir my 'n motivering, want ek wil my kinders eendag weer sien. Ek weet nie van jou nie. Ek wil my familie eendag weer sien. God is 'n pa. En daarom is kerk vir hom belangrik, want familie is vir hom belangrik. Hy's 'n pa. En hy verstaan, familie wil mekaar eendag weer sien. En hy gee ons hierdie encouragement. Hy, hou julle koppe hoog. Vertrou in die Here, juis wanneer dit die moeilikste is dit in daai tye, tel dit so baie dat ek my vertroue in die Here moet sit en sê, Here, ek kan nie sien nie, dis moeilik, maar ek kies om U te vertrou met my lewe. Ek kies om U te vertrou met hierdie leegheid in my lewe. Ek glo, U's besig om te werk. U sal alles ten goeie laat meewerk. En op die einde van die dag, we are winners. Ons wen. U het klaar oorwin vir ons, so ek kan voluit lewe. Ons gaan vandag afsluit met nagmaal, waar ek jou weer die geleentheid wil gee om net by jouself, en as jy saam met jou man of jou vrou of jou gesin kan julle saam iewers gaan staan en jy gaan self die brood gebruik en die sap drink, en soos jy dit doen vandag, is dit vir my net 'n moment van oorgawe. 'n Moment waar jy vir die Here jou leemte bring en sê, Here, ek glo met alles in my, U die dood oorwin. Ek glo die graf is leeg, ek sê vir U dankie, maar Here, U sien hierdie leemtes in my lewe en dit is vir ons moeilik. En ek plaas dit in U hand en ek glo, U sal alles
ten goeie laat meewerk. Voor ons in daai momentum ingaan, wil ek eindig met 'n laaste skrif en 'n storie. Psalm 40 vers 2 tot 3. Dit sê: Hy het my uitgetrek uit die put van die dood. Omdat Jesus opgestaan het, gaan elkeen van ons opstaan. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. En hy het my 'n nuwe lied gegee, 'n nuwe lied in die mond gegee, 'n loflied vir ons God. Uit die slijmerige modder het hy my uitgetrek. Daar was eendag 'n dogtertjie wat langs die pad in die modder gelê het. En sy was alleen, sy was verlate, sy was sonder hoop. En op 'n dag kom 'n koning verby en hy sien hierdie dogtertjie daar in die modder. En sy hart word gevul met 'n diep deernis vir haar. En hy beveel sy koetsier om te stop en hy klim uit die koets uit en hy loop deur daai modder om haarself te gaan optel. En hy tel haar saggies op en hy vat haar na sy koets toe. En hy neem haar saam paleis toe. Toe hulle by die paleis kom, sê hy vir sy diensmeisies: vat haar, gaan was haar skoon. Gaan trek vir haar die mooiste, pragtige klere aan. En maak vir haar die mooiste kamer in die paleis. Maak dit vir haar reg met alles wat 'n dogtertjie van kan droom. Daardie aand gaan die koning om vir haar nagte sê en sy trane in haar oë, soos sy in daai bedjie lê. Dit was vir haar nogal overwhelming, maar sy gooi haar arms om sy nek en sy druk hom net vas en sy fluister in sy oor: Dankie, dankie. En hy kyk vir haar en hy sê: Jy's veilig hier. Jy's nou onder my sorg en jy hoef nooit weer bang te wees nie. Daai aand slaap sy lekker. Volgende oggend staan hy op met 'n opgewondenheid. Hy berei vir haar 'n feesmaal voor en hy wag vir haar by die etenstafel. Hy wag om haar gesiggie te sien as sy daar aankom. En hy wag en hy wag en hy wag. Sy kom nie. Hy stuur toe 'n diensmeisie, gaan haal haar in haar kamer. En die diensmeisie kom in die kamer. Sy's nie in haar bed nie. Sy's nie in die kamer nie. Hy beveel toe al sy personeel gaan soek haar in die paleis, deursoek die paleis, sy's nêrens te vind in die paleis nie. Waar kan sy wees, wonder hy, het sy dalk weggehardloop, nou is hy bekommerd. Skielik kom die kok van die koning uit die kombuis uit met haar aan sy sy en hy sê: U Majesteit, ek het haar gevind agter die huis. En die koning vra: wat het sy gemaak agter die huis? En die kok sê vir die koning: sy was besig om in die asdrom te krap vir oorskietkos. Sy was besig om in die asdrom te krap vir oorskietkos. Hoekom sal hierdie dogtertjie wat die koning aangeneem het, in sy huis ingeneem het, hy sê vir haar, hy gaan vir haar sorg. Hoekom sal sy gaan en haar lewe weer na eie hande inneem en soos 'n weeskind gaan optree en vir haarself probeer sorg? Hoekom? Miskien was daar hierdie gedagtes van vrees in haar en dit kom steel haar vertroue in die hart van die koning. Kan ek jou sê, vandag is daar klomp koningskinders wat hulle vertroue prys gee. Hulle vertrou nie meer die koning nie en hulle krap in die asdromme van hierdie wêreld vir dit wat hulle nodig het. Hulle wil hulle lewe in hulle eie hande vat. Van hulle gaan sit selfs in die modder van hulle sonde weer, want hulle sê, die Here, ek is maar wie ek is. Die lewe is maar wat dit is. Die Here kan nie my lewe verander nie. Dit is nie beter as hierdie nie. Hulle vertrou nie die koning nie en vandag vra ek jou, vertrou jy die koning? Vertrou jy die koning met jou lewe? Omdat die graf leeg is, kan die hemel vol word. En omdat die graf leeg is, kan ek en jy vandag kies om voluit te lewe, maar voluit lewe beteken, ek moet my hart en my lewe in die hande van die koning toevertrou. So wat is daar, wat 'n leegheid is daar, wat jou pla op die oomblik? Ons almal het iets. Wat 'n leegheid ervaar jy in jou
lewe. Wat is daar wat jou vertroue in die Here kom bedreig? Hoe wil die duiwel dit kom steel? Kan ek jou vra, dat soos jy vanoggend nagmaal gebruik, dat jy sê, Here, hierdie ding pla my, maar ek lê dit by u voete neer. Ek kies om u te vertrou. U is die koning wat aarde toe gekom het, my gesien het in my slijmerige modder, en u het 'n diepe deernis vir my gehad, en u het self gekom om my uit daai modder uit te haal, u lewe vir my gegee, so ek kies om u te vertrou. Kom ons vat 'n oomblik, en ons sê vir die koning, dankie vir wat u vir my gedoen het. Hier's my lewe, ek vertrou u met my lewe.